Goeiemôre almal. Môre en welkom by vanoggend se erediens. Dankie dat julle hier is. Dit is 'n lekker warm week gewees, maar ek het bietjie afgekoel gister. Kom ons spring reguit in die afkondigings in. Ons het Dinsdag Bybelstudie 9uur. Asseblief julle, dit is so lekker. Die tannetjies en ons het al 'n paar ooms ook, so kom join verder. Maar ons gesels so lekker. Dan het ons manne om die woord, donderdagoggend 6:45, wat ook lekker is 'n voorreg om saam met die mans so te sit en net bietjie geloof te praat. Jy hoef ook nie te praat nie, maar dit is lekker om saam te sit. So woon dit ook asseblief by. Belito, ons het pannekoek, vetkoek en koeksisters op Saterdag. Dit is die lekkerste goed en dit is hoekom ek al klaar in hierdie maand opgetel het wat ek nie moes optel nie, maar dit is baie lekker. Ons het wel nou na die tyd nog steeds ongevulde vetkoeke teen R10 elk en pannekoeke pakkie van 5 vir R20. So, dit kan lekker wees. Dan wil ek ook herinner aan Westbrook uitreik. Ons benodig koekies vir 68 bejaardes. So die baksters, bak asseblief baksel, gekoopte koekies ook welkom. Asseblief. En dan het ons braaihout, baie lekker braaihout teen R25 'n sakkie. En dan wil ons ook welkom aan ons nuwe intrekkers, Fanny, Michelle, Logan en Amelia Olivier, en dan Janko en Danai en klein Rory Thompson. Welkom aan julle, ek weet nie waar julle is nie. Môre, welkom julle. En die besoekers, vir die besoekers en ek dink die nuwe intrekkers ook, drink asseblief uit die rooi bekers uit na die tyd, en dan kan ons vir julle verwelkom, so laat verwelkom voel soos wat julle welkom is. En dan kan ons net lekker bewus word. Ek gaan vir ons 'n gebed lees wat Henriette Ridder vir ons geskryf het, en dit gaan oor vandag as hierdie groot dag vir die onderwysers en ons moet bid vir onderwys. So, ek lees vir ons. Here, ons prys U vandag. Ons dank U vir onderwysers. Elkeen wat U dien en vertrou en met blydskap hulle roeping uitleef. Mag hulle invloed verder strek as wat hulle ooit sal sien, van geslag tot geslag. Gee vir hulle genoeg wysheid, genoeg krag, genoeg geduld en ook genoeg rus. Laat U sonlig oor hulle lewens skyn, veral op moeilike dae, wanneer hulle moeg is of druk ervaar. Here, vorm hulle harte om vrygewig te wees, met tyd, aandag en hoop. Leer hulle om reg te doen, selfs wanneer niemand dit raak sien nie. En mag hulle vreugde groei waar hulle leer, lei en liefhet. Amen. Kom ons bid saam en dan kan die groep opkom. Liewe Heer, ons dank U vir hierdie oomblik wat ons het, om vanoggend te kom rustig raak by U, Here. Om vanoggend te kom probeer vergeet van die week wat voor lê en die week wat verby is. Maar Here, ons vra U dat U ons harte sal oopmaak en ons ontvanklik sal maak vir U woord, Here. Ons dank U daarvoor. Amen. Ons kan staan en sing ons saam. Wat
Ons moet almal lekker saam staan. Dankie julle. Die kinders kan almal gou vorentoe kom asseblief. Lekker, ek sien al die bekende gesiggies. So 'n bietjie. Liam, sal jy ons help om die kers aan te steek asseblief? En dan die Bybel oop te maak. Die Bybel oopmaak. Baie dankie. Ons doen hierdie as 'n herinnering, Liam, en al die res, dat God met ons is. Hierdie is die Christuskers om sy teenwoordigheid hier by ons te wys. En die woord maak ons oop om te wys dat dit God se woord is, nie net die woord van God nie. So vir julle wil ek vra, wie help julle om te leer? Wie leer julle enigiets? Jy kan vir my sê? Jou juffrou, mooi. Jou ma, mooi. Is daar nog iemand? So sien julle, daar's mense in ons lewens wat ons help leer. So kan jou boetie of jou sussie julle ook leer, maar dink julle God gebruik mense om jou te leer? Ja, natuurlik. Ons is God se hande en voete hier op aarde. Ons is sy soldaatjies. Ons is nie 'n stapsoldaatjie of 'n rysoldaatjie nie, nee. Maar ja, so God gebruik mense om ons te beïnvloed en te leer. So dit is wat ek vir julle vandag wil sê is, let op daarop dat die mense wat in julle lewens is, dalk gestuur is deur God. Dan wil ek ook vir julle help, om vir julle vra om my te help. Een of julle almal dalk, maar ek gaan nou daarby uitkom. So vandag is nasionale biddag vir onderwysers. En daarom wil ek hierdie gou baie graag met julle deel. Hierdie Sondag is nasionale biddag vir opvoeding en onderwys. En daarom staan ons as gemeente stil by die mense wat saai in harte, vorm aan drome gee en hoop aan die toekoms bring. Ons wil met dankbaarheid erkenning gee aan onderwysers, van julle wat hier sit, dosente en opvoeders, sondagskoolaanbieders en vrywilligers, ouerfigure en mentors en almal wat op watter manier ook al betrokke is by opvoeding. Dankie vir julle toewyding, julle geduld, julle volharding en die liefde waarmee julle elke dag gee, dikwels sonder erkenning. Ons dra julle in gebed aan die Here op en sê saam, ons sien julle, ons waardeer julle en ons dank God vir julle. So, die kinders gaan my nou help, al die onderwysers, ek wil nou nie julle moet staan noodwendig hier, maar net hande opsteek asseblief. Nou wil ons vir julle 'n geskenkie gee. Liam, sal julle 2 manne my help asseblief? Kom hier so. Dankie Arlo.
net vir daarso sit 'n tannie wat 'n onderwyser is. Dankie Liam. Daarso agter Arlo. O ja, ek gaan sien toe ook. Vat toe hierso Arlo. Daar's hier is 'n hele paar. Wag, ek gaan nog hande nodig hê. Sal jy my nog help? Oral waar jy hande sien, gee vir hulle asseblief. Hierso, kom help my asseblief. So. Arlo, daar's nog daarso asseblief. Vat jy sommer so 'n paar saam met jou? Toe maar. Wie het nog nie gekry nie? Daarso. Jo, lekker. Dankie al die onderwysers wat hier so is. Kan jy my gou help, Kitty of Klip? Daarso agter. Daarso's een. Kan jy my gou help vir daai tannie daar agter gee asseblief? Daar's is nie jou hand. Daarso, regs. Is iemand oorgeslaan? Het al die onderwysers iets gekry? Okay, great. Dankie julle. Julle kan weer kom sit. Jy kan vorentoe bring. Dankie. Dan wil ons die dit gaan hulle besig hou. Hierso. Hierso. Het ek al die smarties teruggekry van die mannetjies af. So ja, met hierdie wil ons vir die onderwysers net sê, ons bid vir jou om sterk te wees, moed te hou, aan te hou, rustig te wees, met toewyding, inspirasie en entoesiasme. So dankie vir julle en ons hoop daai kaartjie kan iewers opgehang word in die klas. Dan wil ons ook baie geluk sê aan die verjaarsdae. Is daar mense wat hierdie verlede week verjaar het of vandag? Hierso is die lysie, maar is daar iemand wat van hulle wat hier is? Lekker. Baie geluk. Okay, ek moet nou kies vir wie ek hierdie sweeties gee, nee. Kan jy gou vir daai tannetjie een gaan gee? Sy gaan nou 'n hand steek op vir jou. Daar's nog 'n paar. Kan jy my help asseblief? Daar is ons 3 hande. Leonie is veral iemand wat vir my baie help. Daar is nie genoeg nie. O, daar gaan sy. Is daar nog iemand? Hierso. Kan jy gou vir die tannetjie hierso gee asseblief? Sy is net hierso, daar so steek sy hand op. Is daar iemand wat nog verjaar het? Of vandag verjaar? Nee. Ek almal se KitKats teruggekry. Maar baie geluk aan die wat verjaar het. Ons wens vir julle is om regtig die Here raak te sien en sy liefde te ervaar. So mag hierdie volgende lewensjaar vir julle nog meer spesiaal en meer seën inhou as die vorige een. En dan wil ek vir oom vra om vorentoe te kom asseblief. Ja, ons wil vir Leonie 'n spesiale dankie sê, geluk sê, geskenkie gee. Geluk met jou verjaarsdag, Leonie, wat nou verby is. Dit was Vrydag. En dan vir Tannie Beate, maar sy is op die oomblik by die Midmar saam met Jana. So sal Dominee dit asseblief ontvang val. Ja, ek sal dit oom om ken nog goed en En dan het ons ja, okay, ja, oom kan nou vir ons kom. Ja, so vriende, dit is nog al die lekker ook, maar ons is ook hartseer vanoggend. So ons twee van ons lidmate getrek. Petrus en Carlinda. Hulle was al twee op die kerkraad gewees, as
Brande het 'n hele paar leiersrolle ook vervul in ons leierspan. So dis vir ons baie hartseer om hulle te verloor, maar ons weet die Here is saam met hulle op pad. Daar regs agter. Julle moet asseblief hierna toe kom. En hierdie wil ons vir julle sê baie dankie. Vir die gemeente en dan ja, vrienden, dan die volgende jaar. Die jaar van een verjaardag. Ja, so, Jans koms hier naartoe toe ek om bekend stel, dat ek so 'n bietjie aan te gaan. En ek het vir Janke voorgestel as sy verloofde. Dit het so 'n bietjie druk op hom geplaas om te doen. Ja, Vrydag het hulle verloof geraak en Janke staan hier voor ons. Janke sê as enige iemand wil weet hoe laat dit is. Vra net vir. Ja. So baie geluk dat jy weer op julle regtig seën in die Here toe. Maar julle elke dag sê jy ek sê vir haar nou nog heel naweek, ek ontbloot al die leuns wat ek vir haar vertel het nou vir die laaste 2 maande, want net om storieetjies hier en daar te hê, om net, dat sy nie iets van kan vermoed nie, maar nou is dit baie lekker vryheid. Maar met dit wil ek nou net weer die aandag aftrek van alles anders af en dit weer op God sit, so kom ons, gee net gou so stil oomblik en dan lyk vir ons in met die seëngroet. Ek lees vir ons die seëngroet uit Numeri 6 vers 24 tot 26. En ek groet julle daarmee. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. So vandag se teks is Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. As julle dit voor julle het, kan julle dit lees, maar ek gaan dit hier so op die bord ook sit. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. Wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n voorsiening op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. So ons word almal voortdurend gevorm. Deur dit waarna ons luister en deur die verhoudings waarin ons leef. God se uitnodiging is dat ons eers na hom luister, sodat ons uit liefde gevorm word en ander ook uit liefde kan vorm. Kinders, julle kan weer by julle ouers gaan sit hoor, ek is jammer.
is after all 'n gesinsdiens. So hierdie boodskap vandag fokus daarop dat vorming nie net iets is wat met kinders gebeur nie, maar met elkeen van ons ook. Deuteronomium 6 begin met die oproep om te luister. Want waarna ons luister, vorm ons. God se bedoeling is dat vorming plaasvind binne verhoudings van liefde. In gesinne, skole en die kerk. Vorming buite liefde lei tot vrees. Vorming uit liefde lei tot lewe. So gemeente, vandag is 'n besonderse Sondag. Dit is 'n familiediens waar gesinne saam sit en saam luister. Dit is ook nasionale biddag vir opvoeding waar ons bid vir almal wat in opvoedkunde is. Vir julle as ouers ook, vir julle as mentors. Dit is betekenisvol dat ons hoofteks vandag begin met een eenvoudige maar diep woord. Luister. Nog voordat God praat oor leer, oor kinders, oor instruksies, begin hy met luister. Want dit waarna ons luister, is dit wat ons begin vorm. En vandag vra ons nie net wat leer ons kinders nie, maar ook waarna luister ons? Wie vorm ons? En hoe vorm ons mekaar? So vorming begin by luister. Soos wat ons nou in die eerste vers 4 gelees het van Deuteronomium 6, sê dit: luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Luister is nie net om woorde te hoor. In die Bybel beteken luister ook om jou lewe oop te stel, die Shema, om jou rigting te ontvang. Want ons hoor wat ons inneem, wat ons ernstig opneem, dit alles vorm ons. Kinders luister na meer as net wat gesê word. Julle as ouers sal hoor, hulle is meer sponsies met dit wat gedoen word as dit wat gesê is. Maar hulle sê ook dit wat gesê is. Maar hulle luister ook na hoe groot mense praat. Hoe konflik hanteer word. Wat belangrik geag word. Waar is die klemme? Wat se reaksies is groter as ander op wat se situasies? Maar dit geld nie net vir kinders nie. Groot mense word ook gevorm. Ons word gevorm deur stemme van werk, kultuur, sosiale media, vrees, druk en verwagtinge. Dit is oral om ons. En ons word gevorm daardeur. Die vraag is, na wie luister ons eerste? Want jy word gevorm en jy vorm ander. Vorming is nooit neutraal nie. Ons is altyd besig om gevorm te word en ons is altyd besig om ander te vorm. Soms sonder dat ons dit weet. Deur die goed wat ons sê, deur die klein dingetjies wat ons doen. Spreuke 22 vers 6 sê, rig die kind op die regte pad. Maar hierdie teks vra ook eintlik 'n stiller vraag. Is wie rig wie? Ouers vorm kinders. Onderwysers vorm leerders. Die kerk vorm gelowiges, maar gelowiges vorm die kerk. Leerders vorm ook onderwysers. Die onderwysers sal dit ook weet. En ouers word ook gevorm deur die kinders.
En ons leer hoe om mens te wees in verhouding. Want vorming gebeur in verhoudings. God se opdrag in Deuteronomium 6 is opvallend prakties. Maar hy sê, praat daaroor as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Dis nie 'n lesplan nie, dis 'n lewenswyse. Praat daaroor oral waar jy gaan. Die diepste vorming gebeur nie in 'n formele oomblik alleen nie, maar in verhoudings. Ek het 'n vriend in Stellenbosch en as hy 'n bietjie wil teologie gesels of net bietjie vra, dan bel hy my, dan gaan sit ek by hom. En dit is die enigste gesprek waaroor 'n mens kan gesels tot in die oggendure. Is verhoudings en godsdiens en vorming en teologie, al is dit die alledaagse goed. Die diepste vorming gebeur nie net in daai formele alleenlike sukkels nie, maar in verhoudings rondom tafels, in motors, wanneer 'n mens ry en gesels. Dit gebeur in klaskamers, tussen maatjies en tussen onderwysers en leerders. Dit gebeur in moeilike gesprekke wat ons nie wil hê nie, maar ons moet. Dit gebeur in gedeelde stilte. Vorming buite verhoudings gebeur maklik uit vrees. Vrees vir straf, omdat jy nie hard genoeg werk nie, of iets nie reg gedoen het nie. Vrees vir mislukking. Vrees vir verwerping. So jy word gevorm in 'n groep waarin jy nie wil inpas of moet inpas nie, maar dit gebeur omdat jy bang is om verwerp te word. Maar vorming binne verhoudings gebeur uit liefde. Deuteronomium 6 gaan verder en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Vorming begin nie by reëls nie. Doen dit dan dit nie, maar uit liefde. Wanneer liefde die basis is, verander alles. Dissipline word sorg. Leiding word begeleiding. Leer word groei. Jesus bevestig dit in die Nuwe Testament wanneer hy sê in Matteus 22 vers 37 tot 39, jy moet die Here jou God lief hê. En dan gaan hy aan en hy sê en jou naaste soos jouself. Hierdie liefdesgebod is die hart van alle vorming. En in Markus 10 sien ons Jesus se houding wanneer hy ook sê, laat die kindertjies na my toe kom. Jesus vorm mense nie deur vrees nie, maar deur nabyheid. Hy neem kinders ernstig op. En hy nooi volwassenes om weer soos kinders te leer luister. Vorming in God se koninkryk gebeur waar mense veilig is om te groei. So wat beteken dit vir ons vandag? Vir kinders,
Luister na God se stem van liefde in jou maatjie se gesprekke, in die sportoefeninge, in die klas. Probeer sien dat God mense gebruik om vir julle te beïnvloed. En weet, jy word gevorm omdat jy kosbaar is. Jy is spesiaal. Jy is oulik. Die Here hou van julle. Vir ouers en gesinne beteken dit ons moet bewus wees. Jy vorm al klaar. Kies om uit liefde te vorm en nie uit vrees nie. Moeiliker gesê as gedaan. Maar ons vorming is ook nie klaar nie. Vir opvoeders, julle vorm nie net kennis nie, maar mense. Julle werk is absoluut heilige werk. En vir ons almal, ons word gevorm deur dit waarna ons luister. En ons vorm ander deur hoe ons liefhet. Ons vorm ander deur hoe ons liefhet. So ek som dit gou op vir die wat dalk bietjie weggeraak het. Dis nou. Hierdie boodskap fokus daarop dat vorming nie net iets is wat met kinders gebeur nie, maar met elkeen van ons. Deuteronomium 6 begin met die oproep om te luister, want waarna ons luister, vorm ons. God se bedoeling is dat vorming plaasvind binne verhouding en binne verhoudings van liefde. In gesinne, skole en die kerk, vorming buite liefde lei tot vrees. Vorming uit liefde lei tot lewe. Ek sluit af en sê, gemeente, vandag hoor ons weer God se uitnodiging om te luister. Luister na hom wat ons uit liefde vorm en mag ons gevorm word deur sy liefde. Maar deur sy liefde ander ook vorm. In ons huise, in ons skole en in ons kerk. Amen. Liewe Heer, dankie. Dankie dat ons gevorm kan word deur U. Here, help ons om uit U liefde gevorm te word en deur U liefde ander ook te vorm. Here, ons wil ook met voorbereiding aan U oordra of vir U vra om met die boere te wees met geweldige uitdagings van droogtes, met die back and claw seer. Here, ons wil ook ons onderwysers en opvoeders aan U oordra. Here, ons het mense in ons gemeente wat siek is, Here. Ons dra hulle ook aan U op. U naam, hulle name hoor U gereeld by ons, Here. Here, ons wil ook bid vir die beterskap en herstel van ons ledemate, Here. U hoor hulle name gereeld by ons. Maar ons dra hulle spesiaal aan U op, Here, en ons vra vir genesing, vir herstel. Amen. Ons gee nou kans vir die offergawes.
Ek wil julle ook herinner aan ons 10de maand dankoffers. Hierdie is nou die laaste maand wat ons dit kan doen. Ons is so naby aan ons doelwit. Ons doelwit is 180,000 en ons is nou 170,000. So ons vra vir julle om dit ook in gedagte te hou hierdie maand wat voorlê. Daar is ook kaartmasjien fasiliteite. Is dit vandag? So as die wat met 'n kaart wil betaal, steek net julle hand op asseblief, dan sal iemand na julle toe kom. Waar ek gaan, lei my heen. U omsluit my, vul my met hoop, al voel ek ook alleen. Soms is die genade ver by begrip, die grootheid verbaas my soms hoe hier, dat die liefde my kan lei, die woorde my bevry, die bepaal my weer, die sien dwars deur my, die weet alles van my, ken my, is altyd by my, Jahweh, Ek wil julle ook herinner aan, ons het nou voor die tyd op die gesinsnuus se skyfies het ons gesien dat daar 'n braai is vir die gemeentelede, vir al die nuwe intrekkers ook, die 20ste. Hoe laat begin dit? 6 uur. Dit begin 6 uur. Asseblief julle, dit gaan so lekker wees. En dan ook die vroue wat bymekaar kom die 21ste. Leonie sal enige vrae antwoord rondom dit, maar dit klink baie lekker. Kom ons sing saam. Julle kan staan. Laat
groet julle uit 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal bly en wees. Amen.